Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Dinsdag 11 Augustus. Hoe die liefde nie optree nie. Lees weer eens 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7. Waarom noem Paulus nie net wat die liefde is nie, maar ook wat dit nie is nie? Ons lees 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaase nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die vraag lees weer, waarom noem Paulus nie net wat die liefde is nie, maar ook wat dit nie is nie? Gister het ons op 7 maniere van optree vir die liefde gefokus. Vandag let ons op 8 maniere van optree wat nie inpas met die liefde is nie. Punt nommer 1. Die liefde is nie afgunstig nie. Zelo, wat in die teksvers as zeli verbuig word, kan 'n positiewe betekenis hê. Let op die volgende voorbeelde, 1 Korintiërs 12 vers 31. Maar begeer, zelo, ernstig die beste gawes. Begeer, zelo, die geestelike gawes, gelees in 1 Korintiërs 14 vers 1 en dan ook 1 Korintiërs 14 vers 39 en begeer, zelo, om te profeteer. Hier in 1 Korintiërs 13 vers 4 het dit egter net soos in Handelinge 7 vers 9 'n negatiewe betekenis. Hoewel die begeerte na 'n bepaalde en gesogte gawe van die Gees aanvaarbaar is mens nooit afgunstig op die persoon wat oor daardie gawe beskik nie. Afguns bring verdeeldheid. 1 Korintiërs 3 vers 3 sê vir ons, omdat julle nog vleeslik is, aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en tweedrag is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie? Punt nommer 2. Die liefde is nie groot praterig nie. Die werkwoord permeromai, wat in die teksvers as perperetai verbuig word, dek die twee begrippe. Arrogansie as ook die soeke na wêreldse applous. Die liefde strewe nie hierdie dinge na nie, wat beide vorms van egosentrisme is. Dit blyk selfs duideliker uit die daaropvolgende sinsnedes. Punt nommer 3, die liefde is nie verwaand nie. Die werkwoord physio, wat in die teksvers as physiotai verbuig word, kom ook in Paulus se aangrypende stelling in 1 Korintiërs 8 vers 1 voor, wat lees, kennis maak verwaand, maar liefde bou op, in die Nuwe Afrikaanse vertaling. Met ander woorde, 'n liefdevolle persoon se eie ek is, soos die ou Afrikaanse Bybel en die 2023 kontemporêre Afrikaanse Bybelvertalings dit stel, nie opgeblaase nie. Punt nommer 4. Die liefde tree nie onwelvoeglik op nie. Die werkwoord asgemonio, wat in die teksvers as asgemonie verbuig word, het moontlik 'n groot aantal betekenisse. Nietemin kan mens sê dat dit op gedrag dui, wat strydig met sosiale aanvaarbare gedrag en sedes is. Te wete gedrag wat as oneerbaar, skandelik, onsedelik of onbehoorlik bestempel kan word. Hier verwys Paulus waarskynlik na die binnengevegte in die Korintiese gemeente, die arrogante en onvanpaste wyse waarop die sogenaamde ervare gelowiges teenoor die onervare gelowiges in die Korintiese gemeente opgetree het. 1 Korintiërs 4 vers 10 lees, ons is dwaas ter wille van Christus, maar julle is verstandig in Christus. Ons is swak, maar julle sterk. Julle is in aansien, maar ons is oneer. Gaan lees ook gerus 1 Korintiërs hoofstuk 8. Punt nommer 5. Die liefde soek nie sy eie belang of dring nie op sy eie regte aan nie.
Die werkwoord zeteo word in die teksvers as zetei verbuig. Die begrip hier stem ooreen met Paulus se boodskap in 1 Korintiërs 10 vers 24 wat sê, niemand moet soek na die dinge waarop hy of sy geregtig is nie, maar op die waarop ander geregtig is. Skrywer se eie parafrase klem verskaf. Die afstaan van mense eie regte ter wille van ander, dit is waarop die liefde neerkom. Lees gerus les 5 weer. 'n Bestel waarin elkeen mekaar se regte najaag, is tot almal se voordeel. Punt nommer 6. Die liefde is nie lig geraak nie. Die werkwoord paroxino, wat in die teksvers as paroxinete verbuig word, dui op 'n innerlike toestand, waar mens maklik omgekrap word en derhalwe 'n woeduitbarsting het. Die liefde is dus nie, soos die volgende Afrikaanse uitdrukkings dit stel, kort van draad nie. 'n Liefdevolle persoon is nie 'n kruikie roer my nie, of 'n kriewelkop, of 'n nikkebol nie. Punt nommer 7. Die liefde hou nie boek van die kwaad nie. Die werkwoord loizomai, wat in teksvers as loizotai verbuig word, word hier in 'n rekenkundige sin gebruik. Met ander woorde, dit graaf nie ou koeie uit die sloot nie. So, liefde beteken ook dat mens ander vergewe. Ons lees en sluit af met punt nommer 8. Die liefde verbly hom nie oor onreg nie. Hierdie werkwoord word in die teksvers as geri verbuig. Nie net is daar geen boekhouding van die kwaad by die liefde nie, maar ook geen verknetering in daardie flaters wat iemand begaan het nie. Wanneer mens waarlik jou medemens liefhet, verheug jy jou nie in hulle foute en hulle skandes nie, nee, jy probeer hulle ophelp na sulke terugslae.